Goeienaand hier in die gemeente. Dis vir ons 'n voorreg om vanaand op baie vreemde maniere kontak met ons gemeente te bekom, maar ook baie inspirerend om net te kan sit en te kan weet ons kan by ons gemeente uitkom met die feit dat ons baie uitdagings rondom ons het en dat ons nog steeds aan God kan vashou en vir mekaar kan bemoedig en kom inspireer. Ek het 'n paar belangrike kriteria wat ek graag net met die as gemeente wil deel en dan 'n kort boodskap om vir u te kom bemoedig en dat ons so mekaar deur die periode en tyd kan dra. Kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons die voorreg het om vanaand diep voor u neer te buig en u te kan aanbid omdat u ons hemelse Vader is. Dankie vir u liefde en u genade. En Here, dankie dat ons te midde van uitdagings ons oë op u gerig kan hou. Here, ons wil u kom eer, ons wil u kom aanbid, omdat u ons hemelse Vader is. Dankie vir groot genade van u kant af, ons loof u daarvoor. Dankie vir u ontferming oor ons. En dankie dat ons weet, u los ons nie alleen nie. Ons eer u vir dit vanaand. Dankie ook vir hierdie geleentheid, en so vra ons dat u dit op 'n besonderse wyse kom sien. Ons bid en vra het net in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil net graag 'n paar aspekte rondom die gemeente met u deel, voordat ek na die woord toe gaan. Ons het gisterand gesit en 'n plan van aksie by mekaar gesit, hoe om die volgende 3 weke te kan kom, hoe ons mekaar kan bemoedig, hoe ons mekaar kan bystaan, hoe kan ons mekaar kan ondersteun en dat die gemeente net weet, hier is ondersteuning en hier is 'n kerkraad wat vir hulle omgee. Ons het 'n noodlyn geskep vir hierdie gemeente en ek wil graag met julle die nommer deel. Die noodlyn se nommer is 076 970 4454. Ek sal dit weer aan die einde herhaal. Die rede vir die noodlyn is, jy kan hierdie noodlyn skakel. Jy sal ter enige tyd vir Joey Lou daar aanlyn vind en jy kan met haar in kontak kom, met haar deel wat die probleem is of wat die oplossing is wat jy het en so kan ons mekaar van daar af bedien. Die spanne wat ons op die been gebring het, ons het 'n mediese noodspan en hierdie mediese noodspan is daar enige krisis by 'n huis ontstaan en hoe ons u kan bystaan. Ons het verskeie bekwame mense op hierdie noodspan, wat insluit 'n dokter en 'n apteker met ook nodige ondersteuning vir hulle om vir u te kan help. So ons wil vir u kom versorg en hy omsien. Ons het 'n barmhartigheidsspan. As u ten tye van hierdie lockdown in die huis is en u het 'n tekort of 'n behoefte aan iets en u kan nie daarby uitkom nie, of daar's nie finansies om by dit uit te kom nie, dan wil ek vra dat u die vrymoedigheid sal hê om ook te skakel waar ons 'n barmhartigheidsspan het wat op diens is, wat vir u ten enige tye sal kom bystaan, vir u sal help. Ons het ook 'n gebedsbystandsspan, so enige gebedsversoeke kan u met groot vrymoedigheid en graagte met ons deel en ons sal ons gebedsaksie in werking kry, wat in elk geval gedurende hierdie tyd gaan bid en vir u bid, maar ook net weer dat ons meer spesifieke gevalle of spesifieke gebede tot God kan bid en saam met u kan bid en dat u weet daar is vir u bystand, daar is ondersteuning. En dan het ons ook 'n pastorale span. As u enige pastorale behoeftes het, dan wil ek vanaand uit my hart uit vir u sê, moenie twyfel of terughou of bietjie langer wag nie. Ons wil vir u help, ons sal vir u help. Ek wil vanaand vir u my woord gee vir dit. Ons gaan deur hierdie krisis kom waarin ons bevind. Ons het baie klomp onsekerhede rondom die COVID-19 virus. Ons is onseker van hoe vinnig dit gaan versprei, ons is onseker oor wie dit moontlik kan kry. Maar die een ding wat ons vanaand kan weet, is dat God is in beheer. God is 'n waarmaker van sy woord. Die gemeente is daar
om God te ondersteun, of deur sy gemeente, dat God vir ons kom ondersteun, vir ons bystaan, vir ons kom krag gee, en vir ons so help. En ek het 'n paar verse wat ek vanaand graag met u wil deel uit Openbaringe hoofstuk 1, en ek wil 'n paar verse lees, en is sommer net so bemoediging, waar Johannes op die eiland van Patmos was, en waar opdrag gehad het, om Openbaringe te skryf, en 'n paar van sy belewennisse met u deel. Vanaf vers 9 sê hy, ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel van sy verdrukking en aan die koninkryk, en aan al die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarheen ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. So Johannes was 'n afsondering, omdat hy gedoen het wat God van hom gevra het. En dit wat God van ons ook vra vandag, om 'n getuie te wees, om sy woord uit te dra, tydig en ontydig. En dan sê hy so, op die dag, vers 10, van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem gehoor, sê, skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit vir jou, die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue lampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad, en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper, wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos die van 'n dooie. Hy het met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe en tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Ek wil net vir u tot daar lees, en was 'n paar dinge wat vir my uitstaan is, soos die een dat wie Jesus is. Hy is eerstens daar om vir ons by te staan, vir ons te ondersteun, en dan sê hy vir ons, ek is met jou. En dat ons vanaand te midde van die krisis waarin ons bevind, weet dat God is met ons. Hy sal ons nie verlaat nie, hy sal ons nie alleen laat nie. En as ek sien, as ons kyk na die 7 lampe waar tussen hy staan en die 7 sterre, dan is dit vir my verteenwoordiging van die gemeentes, die 7 briewe aan die gemeentes. So God gee baie om vir die gemeentes. So gee ook om vir hierdie gemeente waarvan u deel van is. En hy sê, ek is met julle. In die aangesig van COVID-19 het ons een gemoedsrus in ons hart. En dit is dat God sê, ek is met julle. Ek sal julle nie vergewe en ek sal julle nie verlaat nie. Ek bid dat julle waarlik hierdie ervaring sal hê dat God met julle is. As 'n paar aspekte van God wat vir my baie belangrik is in die tyd waarin ons is, en dat God 'n waarmaker van sy woord is. Dat God 'n beantwoorder van gebed is. En dat ons hierdie krisis tegemoet kan gaan met die wete dat God is met ons. Ons is nie alleen nie. En ek wil dit vanaand vir oor en oor kom onderstreep en uitlig en vir u kom bemoedig en u kom aanmoedig om moed te hou, om kop te hou. Sondag se boodskap het gegaan oor God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag
en liefde en selfbeheersing. Maar saam met dit het hy ook vir ons gesê, ek gee vir julle 'n heilige bediening. Ek en jy het 'n roeping, 'n heilige roeping van God af. Om midde die uitdagings wat daar is, hierdie roeping ten volle uit te leef. En ek wil vir julle vanaand sê, kom ons bemoedig mekaar. Kom ons vat hierdie tyd wat ons in ons huise moet wees, tyd om in God se woord tyd te spandeer, tyd om in God se teenwoordigheid te wees. Ons het die tyd daarvoor, kom ons maak gebruik daarvan. Ek bid dat U God se nabyheid sal beleef, God se ontferming en sy liefde. Hy is 'n God van naby. Die Here is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Dankie dat ek vanaand sommer net vir U so 'n kort boodskap kan bring en dat U sal bemoedig word en dat U sal weet daar is ondersteuning. Eerstens van God af, tweedens van die gemeente af. Mag die Here vir U kom krag gee en met U wees deur hierdie tyd. Hemelvader, baie dankie dat ons te midde van die uitdagings, te midde van die onsekerheid wat daar oor die volgende tydperk hang, nie net die volgende 3 weke nie, maar dit wat daarna kom. Maar Here, dankie dat ons vanaand U het om aan te kom vashou. U woord wat ons op kan staan. Here, as U vir Johannes in die skouer vat en U sê vir hom, ek is met jou. Here, dat ons dit so sal beleef en U sê vir hom, ek is met jou tot in ewigheid. Here, dankie vir die gemoedsrus wat daarmee gepaard gaan. Ons eer U in hierdie aand. Dankie vir die liefde. En dankie vir die ontferming. Ek bid en ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil vir U ook vanaand vra dat ons na afloop van hierdie video of uitsending 'n tyd aan gebed sal afstaan en ek wil hê dat ons vanaand in besonder aan ons mediese personeel in ons land vir hulle bid. Vir die dokters wat waarlik 'n moeilike taak het, wat wag, wat nog op hulle wag. Die verpleegspersoneel in hospitale en elders, nie net in hospitale, ook die hospitaalpersoneel. En dan wil ek vanaand vir U vra om 'n besonderse te dink aan ons apteke. Ons aanvaar die apteke as so vanselfsprekend. Maar weet jy, dit is die eerste linie van kontak wat ons het wanneer ons sleg voel, is ons gaan probeer eers medikasie kry en kyk of ons nie dit self kan wegkry nie. Daardie personeel is die personeel wat met siek mense eerstens in aanraking kom. Ons moet ook bid vir hulle beskerming, dat U ook vir hulle vashou, dat U vir hulle bewaar en dat hulle so vir ons kan help. En dan is ons vir die hele verpleegspersoneel, die dokters en die hospitale kan bid en bly bid totdat God vir ons uitkoms bring. U gaan uitkoms kom. Wanneer, dit kan ek nie vir U sê nie. Maar dat dit gaan kom, dis verseker. Ek dank U en ek wil vanaand vir Eden gemeente sê, ek is trots op julle. Mag die Here vir U vashou in hierdie tyd. En ek vra vir julle, sit aan sy voete gedurende hierdie tyd. Julle is vir hom kosbaar. Net soos wat julle vir my kosbaar is, veel meer is julle vir God kosbaar. Mag die Here U seën in hierdie aand en vir U bystaan. Ons eer U daarvoor. Sterkte, mag die Here vir U vashou. Ons vra dit alles in sy heilige naam. Vrede vir U.